Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Kom eenkant en rus. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie, want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het hulself geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Markus hoofstuk 6 vers 31. Hy, Jesus, het nie by sy disippels aangedring op die noodsaaklikheid van onophoudelike arbeid nie. Kom julle self in die eensaamheid en rus 'n bietjie, sê hy vir diegene wat uitgeput en moeg is. Dit is nie wys om altyd onder die druk van werk en opwinding te wees nie, want op hierdie manier word persoonlike vroomheid verwaarloos en die kragte van verstand en siel en liggaam word oorbelas. Sorg moet uitgeoefen word met betrekking tot die regulering van ure vir slaap en arbeid. Ons moet periodes van rus, periodes van ontspanning, periodes van bepeinsing neem. Daar is vorme van ontspanning wat baie voordelig is vir beide verstand en liggaam. Ontspanning in die buitelug, die oorpeinsing van die werke van God in die natuur, sal van die grootste voordeel wees. Dit is vir ons gesondheid en geluk om uit ons huise te gaan en soveel as moontlik van ons tyd in die buitelug deur te bring. Ons moet ons gedagtes nooi om belang te stel in al die glorieryke dinge wat God met 'n vrygewige hand vir ons voorsien het. En deur oor hierdie ryk tekens van sy liefde en sorg te besin, kan ons swakhede vergeet, vrolik wees en in ons harte melodieë tot die Here maak. Suiwer lig, sonlig, onthouding, rus, oefening, behoorlike dieet, die gebruik van water, vertroue in goddelike krag, dit is die ware middels. Die natuur, ongehinderd, doen haar werk wys en goed. Diegene wat volhard in gehoorsaamheid aan haar wette, sal die beloning maai in gesondheid van liggaam en gesondheid van gees. Hy, Jesus, het ontspanning gevind te midde van tonele van die natuur. Sy ure van grootste geluk is gevind toe hy van sy arbeid kon wegdraai om in die lande te gaan, om in die stil valleie te mediteer, om gemeenskap met God te hou op die berghelling of tussen die bome van die woud. Ons mag ons seisoene van ontspanning maak wat die naam aandui, seisoene van ware opbouing vir liggaam, gees en siel.